Graad 11, vandag doen ons reduksieformules en negatiewe hoeke, kofunksies, al daai dinge saam met numeriese waardes. So die eerste ding wat ek ons wil aan herinner is spesiale hoeke. So iets spesiale hoeke is mos 45, 60, 30 grade, dan ook natuurlik 0, 90, 180, 360. So ek herinner ons aan die spesiale driehoeke, want wanneer ons byvoorbeeld 'n sin 45 kry, moet ons hom gaan uitwerk as 1 op wortel 2. En wanneer ons 'n antwoord kry met 'n wortel in die noemer, moet ons hom rasionaliseer, wat beteken, ons maal met 'n wortel 2 op 'n wortel 2, sodat ons die wortels onder verdwyn, en ons het 'n 2 onder die lyn, en 'n wortel 2 bo die lyn. So daai wil ek jou net aan herinner. En dan gaan ons na die volgende voorbeelde. Bereken die waarde van die volgende sonder 'n sakrekenaar. So kos kwadraat 150. Wat ons hier gaan doen is, ons gaan daai 150 verander in 'n 180 grade minus 30 grade. Onthou, in ons reduksieformules het ons gehad 'n 180 minus, en ek sit die kwadraatsomme buite, dan gaan dit word negatief kos 30 grade se kwadraat. Nou, omdat ek kwadreer, gaan die minus wegval, en kos 30 is wortel 3 op 2, so dis wortel 3 op 2 se kwadraat, wat vir my 3 op 4 gee. Wortel 3 se kwadraat is 3 en 2 se kwadraat is 4. Right, onthou die reduksieformules. Dan die volgende is tan van 'n negatiewe hoek is negatief tan 300. Maar nou moet ons onthou, 300 is 360 minus 60. Wat ek wil hê jy moet oplet is, ek vervang daai 300 met iets wat dieselfde antwoord sal gee, maar vanuit my reduksieformules. Dan is sin 600, ek gaan by 600 'n omwenteling aftrek, dan kry ek sin 240, so ek trek 'n 360 af. Ok, dan het ek negatief tan 360 minus 60. Maar onthou, hier by 360 minus in my kwadrante is tan negatief. So ek gaan eintlik hê negatief tan 60 grade, want die 360 val mos dan nou weg, né? En sin 240 is by die 180 plus. So dis sin 180 grade plus 60 grade. Ok, so die enigste goed wat ek mag gebruik is mos net die hoek soos hy is, dan 180 minus, dan 180 plus, en dan 360 minus. Ok, so omdat ek 240 het, kyk mooi, besluit ek right, hy is in die derde kwadrant, so ek gaan 180 plus ietsie moet neerskryf. 180 plus wat gee vir my 240? Plus 60. So dit is hoekom ek dit gebruik. Ok, nou gaan ek aan, ek het negatief tan, so dis net tan 60 grade, en sin van 180 plus is negatief sin 60 grade. Ok, tan van 60 grade is wortel 3 op 1, of net wortel 3, so dit is wortel 3 maal met negatief van sin 60 is wortel 3 op 2. Nou wortel 3 maal wortel 3 gee vir my 3 op 2. So dis negatief 3 op 2. Onthou, as ek spesiale hoek het, moet ek dit uitwerk, né? Nou kom ek by kos negatief 200. Kos van 'n negatiewe hoek is positief. So dit is kos 200, maar 200 kan ek ook skryf as 180 grade plus 20 grade. En dan het ek sin 290 grade,
So dis sin 360 minus 70 grade. Ok, so cos by 180 plus is negatief, cos 20 grade, en sin by 360 minus is negatief, sin 70 grade. Ons het geleer dat ons tussen cos en sin kan gaan met kofunksies. So dit beteken ek kan of die sin of die cos gaan verander, omdat ek twee negatiewe het, gaan die antwoord in elk geval positief wees. So kom ons verander vir cos 20 in cos 90 min 70 grade en is sin 70 grade onder die lyn. So wat ek dan het is, net hier 'n bietjie plek maak. So dan het ek 'n sin 70 grade op 'n sin 70 grade en dit gee vir my 1. Beautiful.